Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke. Het gaan hierdie week oor die Heilige Gees wat ons uitstuur, die sender. 'n Getuie is iemand wat self daar was en beleef het wat gebeur het. Hy het met sy eie oë gesien en met sy eie ore gehoor. Anders is dit hoorsê getuienis en is dit ongeloofwaardig. Vir die apostels wat Jesus fisies gesien en gehoor en aan wie die Here na sy opstanding verskyn het, was die opdrag om getuies te wees baie duidelik. Maar wat van ons wat meer as 2000 jaar na hierdie gebeure leef? Hoe kan ons getuies wees van Jesus Christus? Deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Deurdat die Gees van Christus, die nuus van Christus 'n werklikheid in ons eie lewe maak. Deurdat hy ons opnuut gebore laat word en ons deur die geloof in Jesus Christus inlyf. In Johannes 5 vers 10 staan daar: wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Die getuienis handel oor sy Seun. Deur die geloof in Jesus word ons dus lewende getuies vir hom. Ons leer hom ken as die een wat uit die dood opgestaan het en nuwe lewe in ons wek. Ons leef in 'n verhouding met hom en kan getuig nie net van wat hy op Golgotha gedoen het nie, maar ook wat hy in ons lewens en deur ons lewens gedoen het. Ons, wat deur die Gees dus getuies gemaak is, het hierdie roeping om van Jesus te getuig. Dit moet ons doen. Nie net in ons onmiddellike omgewing nie, ja, ook hier, maar in al hoe groter wordende kringe, in ons huise en werksplekke, in die strate van die stad waarin ons lewe, in die land waarin ons lewe, maar ook oor alle grense waar dit vir ons moontlik is. Dis ook nie 'n eers en 'n dan nie. Ook nie 'n hier of 'n daar nie. Dis 'n nou reeds hier en dan en daar. Die Heilige Gees se uitstorting breek juis die grense af wat mense verhinder het om die evangelie uit te dra. Daardie dag in Jerusalem het die Jode spontaan in meer as 15 tale begin getuig. Ons lees daarvan in Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit vir hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: die mense wat daar praat is tog almal Galileërs? Hoe hoor ons elkeen van hulle in ons eie moedertaal? Ons is bevoorreg hier in Potchefstroom om iets te beleef van die wonder dat die Heilige Gees die evangelie in harte van mense van oor die hele wêreld laat grondvat. Deurdat ons lidmate hier het van oor die hele wêreld. Die omgekeerde van wat in Jerusalem gebeur het, gebeur inderwaarheid hier by ons, wanneer mense in verskillende tale vir ons hier kom getuig van Jesus Christus. Hierdie getuienis behoort ons met verwondering te vervul en ons aan te spoor om met groter ywer die evangelie op ons beurt weer aan ander te verkondig. Wie hom ken kan nie anders as om teenoor almal te getuig van die lewende Jesus Christus nie. Goeienaand.